Môre, dis Dinsdag die 14de Oktober en ek wil jou net vir 'n oomblik stil staan. Het jy al ooit besef dat die ark van Noag net een deur gehad het? Nie 2 of 3 nie, en geen agterdeur. Net een deur aan die sykant. Dis nie net sommer 'n boudetail nie, dis 'n boodskap. God was van die begin af besig om vir ons na Christus te wys. Nou in Genesis 6 vers 16 sê God vir Noag: 'n opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, 'n tweede en 'n derde verdieping maak. Elke millimeter is deur God self bepaal. Noag moes net gehoorsaam wees, plank vir plank, hamerhou vir hamerhou. En toe die tyd kom, lees ons in Genesis 7 vers 16. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Dis belangrik. God het die deur gesluit, nie Noag nie. Net God bepaal wanneer die deur oop is en wanneer dit vir altyd sluit. En toe Jesus op aarde kom, gebruik hy daardie presiese beeld. In Johannes 10 vers 9 sê hy: Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. En in Johannes 14 vers 6 sê hy verder: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis reguit. Nie alle paaie lei na God nie. Daar's net een deur en sy naam is Jesus. Jy sê dalk vandag, maar ek verstaan nie altyd God se pad nie. Jy is nie alleen nie. Ons almal sien soms net 'n klein stroompie, maar God sien die hele oseaan. Spreuke 3 vers 5 tot 6 herinner ons: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jy hoef nie alles te weet nie, maar jy moet weet waar die deur is en jy moet daardeur gaan. Weet jy wat? Die Hebreëse woord vir deur is delet. Dit beteken toegang, oorgang, oopmaak of sluit. En Jesus het gesê: Ek is daardie delet, ek is die deur. Nie 'n deur nie, die deur. En net soos God vir Noag gesê het om die ark van goferhout te bou, 'n sterk oordeelbestande hout, so is die kruis van Jesus nie toevallig nie, nie plan B nie, nie tragies nie. Dit was God se plan van voor die grondlegging van die wêreld om jou te red. Kom ons bid saam. Here, U is die deur. U het bepaal hoe ek gered kan word. Ek gee op om my eie maniere te probeer. Ek kies om deur Jesus te gaan, om te skuil in U genade, net soos Noag in die ark. Ek vertrou U tydsberekeninge. Ek vertrou U hand. Ek vertrou U hart. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So kom ons verklaar dit vandag. Jesus is die enigste deur tot my redding. Ek vertrou God om die deur op die regte tyd toe te maak. Ek skuil in die ark van sy genade. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die deur is nog oop, maar dit gaan nie vir altyd oop bly nie. Moenie wag nie, kom nou, kom vandag. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.